Ons het vir Iana Strydom in die ateljee. Sy is 'n mediavervaardiger wat op reis en buitelugavonture fokus. Sy het op die TV-program Die Brug verskyn en sy was die aanbieder van spoorstories op SABC2. Iana woon in Johannesburg en is 'n kenner op die gebied van die mini-vakansie. Wat is 'n mini-vakansie, Iana? Kabous, 'n mini-vakansie sal ek sê is 'n wegbreek wat mense doen, nie te ver van die huis af nie, ons weet die ekonomie druk. 'n Mens soek 'n budget-friendly weekend getaway wat nie te ver is van die huis af nie en jy hoef nie te wag, jy weet, tot Desember om op hierdie vakansietjie te gaan nie. Wat ek baie hou van die mini-vakansie is dat jy in ons bedryf kan jy nie altyd sulke groot vakansies beplan nie, want dit gaan dalk met werk bots. So die mini-vakansie, die vlugvoetigheid van die mini-vakansie is wat so wonderlik is. Nou jy bly in Johannesburg, waarheen gaan jy graag? Yes, ek bly in Johannesburg, so 'n mens wil maar 'n bietjie 'n wegbreekie hê uit hierdie stad uit. Waarheen ek graag gaan is, daar is 3 plekke wat ek mal is oor in Suid-Afrika. Is jy reg om die geheime weg te gee? Ek is reg om die geheime weg te gee, so julle beter mooi luister. So my nommer 1 sal ek sê is Mariepskop. Dit is 'n entjie van Johannesburg, ek dink is so 5 ure, 4 tot 5 ure se ry, maar dit is 100% die moeite werd. Ek het al dit gepost op my sosiale media en almal se kommentare is hulle het nog nooit van hierdie plek gehoor nie. En wat lekker is van Mariepskop is dit is nie duur nie. So jou reiskoste tot daar, ja, die petrol is nou natuurlik bietjie duurder, maar sodra jy daar kom, kan jy kamp. Daar is pragtige wandelroetes waar jy kan stap en as jy bo kom op die toppunt van Mariepskop is dit die mooiste uitsig as jy nou gelukkig is die dag. Toe ek nou daar was, ongelukkig was dit nou heeltemal toe bewolk, maar ek het die mees ongelooflike landskappe toe gesien, want met daai mis, jy het hierdie jungle tipe gevoel gegee. Ja, en maak die lig ook mooi. 100%, so ek het weer 'n ander tipe ervaring gekry, maar nou is dit soos, maak nie saak wanneer jy gaan nie, jy gaan of hierdie jy weet, hierdie cool, misterieuse vibe kry, of jy gaan nou natuurlik die mooi uitsig kan sien. Waar is Mariepskop? Mariepskop is net buite Hoedspruit in Limpopo. Ja, so dit is 'n entjie se ry, maar soos jy sê, deur en deur die moeite werd en bekostigbaar. 100%, en daar's ander goed wat jy ook kan doen wat nie te ver is nie. Mense wil mos ook natuurlik aktiwiteite doen wat nie te duur is nie. Die Blyde River Canyon Forever Resort is ook baie naby met die mooiste wandelroetes en baie mooi uitkykpunte wat uitkyk oor die hele Blyde rivier canyon. So dit is definitief 'n moet gaan. 'n ander wenk wat ek kan gee waar 'n mens moet gaan is die Drakensberge. Nou, ek weet almal ken die Drakensberge, maar ken jy regtig die Drakensberge? Presies. So wat ek graag doen is ek gaan op staproetes, maar ek gaan met 'n gekwalifiseerde gids. Hy is opgelei en hy ken die Drakensberge soos die palm van sy hand. Met hierdie gids kan jy nou natuurlik baie ander tipe landskappe sien wat jy nie normaalweg sien as jy nou, jy weet, naby kamp of in 'n lodge bly naby die Drakensberge. En hierdie wandelroetes is, ek kan dit nie eens eintlik 'n wandelroete noem nie, dit is iets uit 'n ander wêreld uit. En wat lekker is jy kan ook budget-friendly doen. Jy kan kamp, jy kan of in 'n goedkoop, jy weet, 'n cabin bly of 'n lodge, en dan kan jy vir 3-4 dae gaan stap, jy kamp in 'n tent, is so goedkoop, jy betaal jou permit, jou nagfooi, en then you good to go, en ek beloof, daar gaan jy landskappe sien wat jy nog nooit in jou lewe gesien het. Ja, sien, dis ongelooflik. Mense wil nou klaar gaan. Natuurlik. En die inligting kan ons hierdie tipe inligting op jou Instagram sien. Yes, ek post gereeld oor die Drakensberge op my Instagram, maar jy is welkom om my 'n DM te stuur en ek kan jou in kontak sit met die mense wat sulke tipe staptogte doen. Voordat ons by nommer 3 kom, jy het nou van cabins gepraat. Dis iets wat nou vreeslik opgeskiet het op mense se plase. Jy weet, dit is asof jy nie net meer 'n plaas is wat in landbou spesialiseer nie, maar altyd ook in toerisme. En dis natuurlik wat dit makliker maak om mini-breke te neem, want hierdie plase is dalk naby aan die stede. Yes, natuurlik. En soos ek sê, soos die ekonomie druk, so 'n mens het net 'n sekere hoeveelheid budget beskikbaar. So hierdie cabins wat nou opkom, kom letterlik om elke hoek en draai op. Jy weet, hier's klomp net buite Magaliesberg wat nou opgekom het, en dit help mense om daai vinnige wegbreekie te doen, net om daai refreshing gevoel te kry om weer terug te gaan werk toe. Maar hierdie cabins is letterlik iets wat almal na soek, en dit is so mooi, jy kan ontspan en dit is perfek vir 'n wegbreek. Wat is nommer 3? Nommer 3 is De Kelder. So hierdie is nou weer in die Kaap. So ek probeer wenke gee wat reg oor Suid-Afrika is. Ene in, jy weet, Limpopo, nou weer KwaZulu-Natal en nou weer die Kaap. So ja, ek sal sê party mense weet van De Kelders, maar ek dink ook daar's 'n paar. Weet jy regtig van De Kelders? Nou wil ek weer sê, weet jy regtig van De Kelders? So as ek nou praat van die walvisseisoen,
as 'n mens daaraan dink, waarin dink jy heel eers? Waar gaan kyk 'n mens die Hermanus. walvisse? Hermanus. Maar eintlik die beste plek om die walvisse te kyk is in die kelders. Jy kan letterlik op die punt sit van die wat noem 'n mens daai gedeelte waar die see kom tot op die land. Wat bedoel jy? As 'n soos die oewer. Hulle praat van die plaat, letterlik by die kelders. Yes, nee? so die plaat. Maar waar die kelders sit, is letterlik in die diep oseaan. So dit is ek bedoel, soos daai punt waar die see aan land kom, is 'n diep. So daar gaan jy die walvisse baie mooi kan sien. Ek verstaan presies wat jy bedoel. Yes, en dan die plaat dit lyk soos ook nog. Italië. 100%. Dele van Italië. Yes. Dan is die plaat ook nog daar, is lekker 4x4 roetes wat jy kan doen en swemspots. Dit is die mooiste swemspots en jy kan diep in die see ook gaan, lekker vis vang. So dis die kelders is definitief 'n moet gaan en Franskraal om die draai is nie te ver van dit af nie. En Heerlike seekos ook. heerlike seekos. Daar's 'n hawe net daar naby. Jy kan vars calamari kry. Jana Kobus het gesê in Mossel Bay is baie Afrikaans in Desember, maar uit die aard van jou werk en jou platform en die mini-vakansies en so sien jy 'n segment van jy sien die hele Suid-Afrika. Kan jy vir my 'n bietjie vertel, is hierdie tendense van mini-vakansie, dit is oor alle tale, inkomstegroepe, rasse heen en so voort? Yes, 100%. So ek het al gesien, ek kry baie kommentaar op my Instagram wat mense vir my vra, where did you do this or how much does this cost? En ek kan sien, so dit is nie net Afrikaners wat kyk nie, dis alle bevolkingsgroepe, alle ouderdomme. En dis wat lekker is van sosiale media. Dis nie net een ouderdomsgroep of een kulturele groep wat kyk nie. Dis almal en almal het nou toegang tot hierdie gids wat jou kan help om hierdie mini-vakansies te kan doen. Baie dankie daarvoor. Dit is wonderlik vir my om te weet dat Suid-Afrikaners toenemend begin belangstel in ons eie natuurskoon, wat natuurlik baie belangrik is. Yes, verseker en ek wil bydra tot dit. Ek dink vanaf die pandemie het mense baie meer na buitekant toe begin leef. Almal is op soek na avontuur en die natuur en almal wil hierdie rat race, as ek dit nou so kan sê, jy weet, wegkom van dit af. Ja, baie dankie. Net nie die ratreis vat op jou mini-vakansie nie, want dit is ook 'n probleem om by die stede uit te kom op 'n Vrydag. Ja, nee, verseker nie. Nou ja, volgende week op Prontuit kyk ons na biohacking. Dit is die gier om vir so lank as moontlik jonk te probeer bly. Tot dan, lekker aand.